van die Here vanoggend en die volgende 10 boodskappe gaan doelgerig daarop gemik wees om vir u en my as kinders van die Here gereed te maak om eendag van aangesig tot aangesig voor 'n lewende God te kan staan en die ewigheid in gemeenskap met daardie God te kan deurbring. Besef ek dat daar op my skouers 'n geweldige taak rus, maar 'n groter verantwoordelikheid op u skouers, wat die keuse sal moet uitoefen, of u vir God wil lewe, en of u vir uself wil lewe. Ons wil vanmôre met u dan praat oor God se program aarde. Het vir uself die vraag afgevra. Ja, ek dink u het. Is daar niks meer aan hierdie lewe verbonde as die eindelose roetine van 3 etes op 'n dag, werk toe gaan slaap. En hierdie vervelige roetine wat ons maar elke dag, is daar niks meer as dit nie. 'n Eindelose roetine wat maar voortspoed na die graf. Dit is asof dit net nie vir ons kan sin uitmaak, dat hierdie daaglikse roetine van ons maar in die graf moet gaan eindig nie. Tog, liewe broer en suster, is mense besig om doelloos deur die jare te ploeter in hierdie roetine, op pad na die graf, sonder om vir hulle self die vraag af te vra: waar gaan ek heen? Wat is die doel van alles? Waarom draai dit? Wie is ek? Waarom is ek hier? Mense skram weg van hierdie sinvolle vrae in hulle lewe, omdat hulle bang is dat hulle nie 'n antwoord nie. En dan bly hulle lewe maar een doellose bestaan, totdat hy graf toe gaan. Maar liewe broer en suster, wanneer ons deur die blaaie van die Bybel begin blaai en antwoorde begin soek vir hierdie vrae, dan vind ons uit dat die lewe vir ons 'n geweldige, belewenisvolle prentjie en 'n avontuur is. Ja, dit mag nie so vir hierdie man en vrou, hierdie gesin wat vasgevang is in 'n eindelose roetine van 3 maaltye op 'n dag, werk toe gaan, bed toe gaan en so meer nie. Maar vir diegene wat bereidwillig is om vanmôre vanuit die oogpunt van God na die mense bestaan en doel op hierdie aarde te kyk, is dit 'n heel ander verhaal. Wanneer ons verstaan wat 'n verbasende program God besig is te voer, en dat u en ek deel uitmaak van God se program op hierdie aarde, dan eindig die eentonige roetine in ons lewe, dan word dit verander in 'n fantastiese avontuur. Die wêreld is geen ongeluk nie. U en my bestaan is geen ongeluk nie. Ons teenwoordigheid in hierdie wêreld het nie maar sommer plaasgevind nie. Suster, dis deel van 'n groot plan, wat die mens die middelpunt maak van gebeure op aarde, om hom as mens dan te openbaar, as die oogappel van die lewende God. Wanneer ons deur die blaaie van die Bybel lees, dan vind ons uit dat die Bybel die swart op wit blou druk of meesterplan van God is, om hierdie bekend te stel. Die eerste boek in die Bybel begin by die geskiedenis van die mens. Toe God gesê het, kom laat ons mense maak na ons beeld, na ons gelykenis. En die nuwe vertaling druk dit so pragtig uit. Hy sê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld. En onmiddellike stemming deur die Bybel geplaas tussen God die Allerhoogste en die mens op hierdie aarde, 'n gelykenis tussen hierdie twee wesens. Die mens is 'n replika, 'n reproduksie van die Allerhoogste God homself. En liewe broer en suster, watter wonderlike getuienis is dit nie vir u en my? Ons wat so dikwels in negativiteit gedompel is en eintlik van onsself niks dink nie, kan ons nie onsself sien as die asem van God, beelddraers van die lewende God nie? En dan moet ons onmiddellik besef watter groot verwagtings daar in die hart van God was, toe hy juist die mens gemaak het, en om na die ewe beeld van God as verteenwoordiger van God gestel het. U sien, ergens in die bestek van die ewigheid
het God die mens geskep en op hierdie aarde geplaas. Die ewigheid kan beskou word as 'n lang aanhoudende lyn, want die ewigheid het nie 'n begin nie en hy het nie 'n einde nie. En ergens op hierdie lang lyn het God 'n kolletjie kom plaas. En daardie kolletjie is die mens in sy span van begin by Genesis en eindig by Openbaring. 'n tydperk van ongeveer 7000 jaar het hy vir hom as kolletjie op hierdie aarde kom plaas. En nou kan ons werklik die vraag vra, waarom, Here? Waarom gaan u as ewigheidswese u belas of u besig hou met 'n skepping en mense daarop te plaas? En dan is die handliggende antwoord, liewe broer en suster, dat God dit vir homself gedoen het. Baie skrifgedeeltes sinspeel daarop. Johannes, geïnspireerd deur die Heilige Gees, lê klem op die feit, liewe broer en suster, dat die bedoeling van die mens se lewe op aarde is om in gemeenskap met 'n lewende God te kan lewe en in gemeenskap met mekaar te kan lewe. Dis waarom die mens na die ewe beeld van God geskape is. Hierdie gemeenskapsverhouding tussen God en die mens, liewe broer en suster, sal 'n verhouding wees waarin God en die mens mekaar voortdurend kan geniet. Die eerste boek in die Bybel begin met hierdie gemeenskap tussen God en die mens, en die laaste boek in die Bybel eindig met hierdie gemeenskap tussen God en die mens. Ons het dit vir u gelees. Toe het ek 'n harde stem van die troon af hoor sê, kyk, van God is nou by die mense. Hy sal by hulle bly, en hulle sal sy volke wees, en God self sal by hulle wees as hulle God. Wonderlike gemeenskap tussen God en die mens. Die Bybel begin daarmee, en hy eindig daarmee. Want as die tyd verby is, self by sy mense bly. Hierdie vader-kind verhouding in die Bybel word dikwels herhaal. En voordat 'n mens die Bybel vir die laaste maal toemaak, nadat jy dit deurgelees het, dan word elke mens wat dit gelees het oortuig, dat dit die wonderlike en finale doelwit van God met die hele menslike eksperiment, die uiteindelike, ewige gemeenskap met God. En liewe broer en suster, hierdie toekomstige gemeenskap bied nou vir u en vir my die sleutel om te verstaan, om te begryp hoe God met die mens handel, om uiteindelik hierdie gemeenskap met hom te kan. Dit behels, dit beteken, dit impliseer, liewe broer en suster, dat die mens deel sal moet hê, 'n aandeel sal moet gee, om hierdie gemeenskap met God te kan bereik. Dis immers die betekenis van die woord gemeenskap. Dis 'n wederwysige handeling of 'n aksie. 'n Aksie van God se kant af en 'n aksie, wederkerige aksie van my kant af. En om dit te bereik, moet die mens die vryheid hê om te kan kies gemeenskap met God wil lewe en of hy dit nie wil doen nie. Die hele verhaal van die mensdom, liewe broer en suster op aarde, moet dus gesien word in die agtergrond van God se ewige doel met die mens, hierdie ewige gemeenskap. Alles wat in die geskiedenis te vind is, alles wat ons in die Bybel lees, moet in verband gebring word met hierdie bedoeling van 'n gemeenskap tussen God en die mens. En die nuwe vertaling druk dit vir ons eintlik so wonderlik uit wanneer hy sê dat die mens is die verteenwoordiger van God op aarde, geskape na die beeld, na die gelykenis van God. En as die mens dus na die beeld, na die gelykenis van God geskape is, as die mens dus die verteenwoordiger van God op hierdie aarde, sekere dinge wat aan God toegeskryf kan word, wat ook van die mens gesê kan word, en wat ook van die mens die waarheid is. Een van hierdie dinge is die vermoë om sy eie bestemming te kan bepaal. Want liewe broer en suster, as dit nie so was nie, dan was hy immers nie die beeld van God nie. As die gebod lui, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, jou hele siel en jou hele verstand.
dan is dit baie gee om te kies, wil hy dit so hê, of wil hy dit nie so hê nie? God het nie die mens geskape as 'n robot wat hy geprogrammeer het om hom lief te hê. En wat ook al gebeur, hierdie robotte is maar geprogrammeer om God lief te hê nie. Nee, God het die mens geskape om soos hy 'n vrye keuse uit te oefen te hê. Wil hy die gebod van God gehoorsaam of wil hy nie? Die gebod sou sinneloos gewees het as die mens nie die vryheid van keuse gehad het nie. Maar liewe broer en suster, 'n ander kenmerk waar God net soos die mens is die feit dat albei, God en mens, ewigheidswesens is. Geestelike wesens is. En jy weet, liewe broer en suster, elke sielkundige stem daarmee saam. Want die sielkunde is juis 'n studie van hierdie innerlike, hierdie onsigbare, hierdie geestelike mens. Dis waar dat die mens 'n liggaam het, 'n stoffelike aardse liggaam, maar die mens is nie 'n liggaam nie. Die mens bewoon slegs daardie liggaam. En 'n enkele na 'n liggaam wat in 'n graf afgelaat word, bewys dit vir ons. Daar is die liggaam absoluut ongeskonde. Tog is dit vanselfsprekend dat die mens uit daardie liggaam is. Dis die ou stoffelike oorskot wat begrawe word. Die liggaam dien bloot om die innerlike mens tydelik te huisves, solank as wat hy besig is met God se program op. Dis 'n tydelike aardse tentwoning, sê die Bybel vir ons. Tot die brein van die mens is nog ongeskonde wanneer hy daar in die graf afgelaat word. Die brein van die dooie mens is absoluut ongeskonde. En tot dit is deel van die fisiese skepping. Dit was slegs 'n instrument wat hierdie innerlike mens gebruik het te bewoon het. Daarom maak die sielkundiges ook 'n onderskeid tussen die gemoed van die mens, die mind, soos in die Engelse vertaling sê, en die brein van die mens. Die een behoort aan die geestelike, die ander behoort aan die liggaam. Die een is slegs 'n instrument van die ander. En net soos God, liewe broer en suster, is die mens dus 'n geestelike wese, ware wese. Dis net hier die liggaam wat maak dat ons mekaar kan sien. En hier die onsigbare word na vore gebring in ons persoonlikheid. En so is die aarde, tesame met die liggaam van die mens, deel van die fisiese skepping wat bedoel is vir die tydelike menslike instrument, God se program, God se toetsprogram. Nou kom ons weer by die tema, liewe broer en suster, God se program aarde. Dit waarna God die meeste smag, liewe broer en suster, ja, God smag ook na iets, is die vrywillige liefdesmens teenoor hom. God is 'n God van liefde. En 'n God van liefde moet immers iemand hê om sy liefde teenoor te betuig en op uit te stort. En daarom het hy die mens in die eerste plek gemaak om die liefde uit te stort. Die mens is die enigste skepsel van God wat op die liefde van God kan reageer, wat kan terug antwoord. Nie alleen die eerste gebod nie, jy moet die Here jou God lief hê, maar ook die kruis van Jesus Christus openbaar die desperate honger van 'n lewende God na die liefde van 'n mens. Snap vanmôre? Sy behoefte, liewe broer en suster, kan alleen versadig word wanneer 'n mens uit eie beweging, uit eie vrye keuse, daardie keuse uitoefen om hom te wil lief hê. Die feit, liewe broer en suster, van 'n mens se vryheid om of gehoorsaam te wees aan God of hom het nou vir God sekere probleme veroorsaak. Want die mens het nou die vermoë om iets anders of iemand anders liewer te hê as God. Jy sien, hierdie vrye keuse het nou vir God 'n probleem besorg. En omdat die ewige gemeenskap met God, suster, bedoel is vir hierdie man en vrou
wat vrywillig sy liefde aan God betuig en God bo alles liefhet. Dat hierdie man en vrou wat vir God bo alles liefhet alleen toegelaat kan word tot hierdie ewige gemeenskap met God, moes God eenvoudig 'n plan uitwerk, ontwerp. 'n vernuftige plan uitwerk om te bepaal elke mens se verhouding tot hom. 'n toets wat doelbewus daarop gereken is, liewe broer en suster, om elke individu die geleentheid te bied om te wys waar hy is. En hierdie toets, hierdie unieke toets van God, om elke mens te toets, hoe staan jou liefde vir my, is God se program aarde. Dis die doel van ons bestaan. Dis waarom God vir ons vir 'n tydperk op hierdie aarde geplaas het, 30, 40, 50, 60, 70, 80 jaar, om in hierdie eenheid te bied, om ons in sy toetsprogram te betrek, om te bepaal of ons uit vrywillige keuse hom liefhet, of iets en iemand anders bo hom liefhet. Want dit moet nou immers bepaal, of ons ingesluit gaan word by hierdie ewige gemeenskap met hom, en of ons daarby uitgesluit gaan word. Maar enige toets het te begin. En dit is wat hierdie toets, hierdie aardprogram van God so onderskei van die ewigheid. Die ewigheid het geen begin en geen einde nie. Die toets is tydelik, gekoppel aan tyd. Dis 'n tydelike hulpmiddel vir God om te bepaal wat die toestand van elke mens is. En liewe broer en suster, dis hierdie kenmerk. Dis hierdie kenmerk van hierdie toets van God wat ons voorstel aan die onderwerp van tyd. Ure, minute, dae, weke, maande, jare. Tyd behels die hele verhaal van die menslike geskiedenis reg deur die eeue. En liewe broer en suster, skriftuurlik of Bybels, is dit die tyd verteenwoordig vanaf Genesis tot Openbaring. En alles wat in die term geskiedenis ingesluit kan word, is deel daarvan. En alles is opgeteken in die boek wat ons die Bybel noem. Die hele verhaal van God se handeling met die mens op aarde, met die een uitsluitlike bedoeling om die mens se vrywillige keuse om God lief te hê en hom te dien te toets. En daarom wil ons so 'n bietjie vanmôre in kort kyk na hoe God deur die eeue heen mense se liefde en mense se gehoorsaamheid aan hom getoets het om te bepaal, gaan hierdie mens ingesluit word in my ewige gemeenskap daaruit. En as ons deur die Bybel beweeg, dan sien ons dat die toets altyd dieselfde bly. Dit gaan om my liefde en my gehoorsaamheid aan God, maar dat God by 5 verskillende geleenthede hierdie toets kom verander het, die metode van toetsing kom verander het, om elke keer maar dieselfde resultaat te kry. So deur die geskiedenis van Genesis tot Openbaring vlugtig met u wil beweeg, dan is dit soos wat ons deur 'n huis kyk wat 5 verskillende vensters het. En wanneer ons deur die eerste venster kyk, is ons insig in hierdie huis beperk. Ons sien net 'n sekere gedeelte. Maar wanneer ons oorbeweeg na die tweede venster, dan sien ons 'n ander net nou nie raak gesien het nie. En eers wanneer ons deur al die vensters gekyk het, het ons die volle openbaring van wat binne in daardie huis aan die gang is. Dis asof God vir ons 5 vensters kom bied het. En hy wil ons vanmôre nooi om te sê, kom kyk saam met my deur hierdie 5 vensters na my handeling met die mens, na my toetsing van die mens, na my toetsprogram om uit te vind of die vrywillig my wil dien en of die individu my nie wil dien nie. Liewe broer en suster, ek wil vertrou dat wanneer u saam met my beweeg om deur hierdie vensters te kyk na God se handelinge met die mens, dat u oë oopgeruk sal word om te sien wat ook u lewend bestaan is.
En wanneer ons nader beweeg na venster nommer 1 en daardeur kyk om te sien hoe God met die mens handel, dan sien ons dis maar eintlik die begin van die menslike geskiedenis. Want die verhaal van God en die mens begin daar in die tuin van Eden. Hier word Adam en Eva gesien as die begin van die menslike ras op hierdie aarde. Hulle geniet die teenwoordigheid van God, hulle wandel in die aand, hulle geniet daardie wonderlike, ewige gemeenskap met God. Daar was geen drukkende verantwoordelikheid op hulle skouers nie, behalwe dat hulle die tuin moes bewerk en die seëninge wat hierdie tuin gebied het, dat hulle deelgenote daarvan moes wees. Maar daar was slegs een enkele punt, een enkele beperking, een enkele opsig waarin hierdie eerste verhouding met God getoets is, en daardie beperking was dat hulle die boom van alle wysheid, die boom van kennis van goed en kwaad, se vrug geweier is. Verder het hulle die totale vryheid gehad om te doen net wat hulle wil, maar God kom en hy wil hier die eerste mens toets op net een gebied. God wil hulle gehoorsaamheid, hulle liefde tot hom, op net een gebied toets. Begeerte om God gehoorsaam te wees en in volgehoue gemeenskap met hom te kan lewe, was blootgestel aan hierdie een enkele toetspunt. Onthou, die doel van God se program aarde is om die mens se verhouding met hom te toets. Geen ander rede nie. Dit was die toets vir die beginners, 'n enkele puntjie. Ja, u weet wat, hulle het misluk. Hulle het gekies om God ongehoorsaam te wees. Hulle het daardie toets nie deurgekom nie, en die toetsprogram van God lê ons skerwe, misluk binne in die lewe van die mens. Ja, die feit dat hulle misluk het, skep ook vir ons die teenwoordigheid van sonde in die woord van die Here, het deur een mens die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood, en so het die dood tot alle mense deurgedring omdat almal gesondig het. Nou, liewe broer en suster, word almal sondaars gebore, omdat die eerste mensepaar in die enkele toets wat God vir hulle gestel het, misluk het. Hulle het gekies, vrywillig gekies, ons wil God nie gehoorsaam wees nie, ons wil die duiwel gehoorsaam wees, op vrug wat God vir ons gegee het, en die verhaal van die eerste toetsing van God eindig in 'n mislukking. En wanneer die venster vir ons begin toeskuif, vir hierdie eerste openbaring van God se toetsing, dan sien ons hoe dat die mens en sy vrou daar uit die tuin van Eden uit verdrywe word, uit die teenwoordigheid van God uitgedryf word. En dan beweeg ons na die tweede venster, want nou wil ons een beet van hoe God te werk gaan om die mens te toets, en nou skuif ons na venster nommer 2, en ons sien in hierdie venster dat God nou handel met die nasies van die aarde. Hy handel nou met die mensdom in die algemeen. Want u weet, met die val van die mensdom, het die mens nou die smaak van sonde verkry. En sonde het u en ek as nasate van Adam ook die verantwoordelikheid om goed en kwaad van mekaar te onderskei, het ons geërf, want hy het ons nou van daardie boom van alle wysheid, die boom van kennis en goed en kwaad het hy geëet, en elke mens na Adam en Eva is gebore en word gebore met hierdie kennis van goed en kwaad. 'n kindjie, hy weet wanneer hy verkeerd doen. En liewe broer en suster, hierdie kennis bring onmiddellike verantwoordelikheid op die mensdom, en 'n verantwoordelikheid wat gebruik moet word. Nie meer is dit nou 'n saak dat die mensdom nou in 'n enkele opsig getoets gaan word nie, nee. Maar nou draai dit om elke handeling, elke dag onderskeid moet tref tussen goed en kwaad, en sal ek moet kies tussen goed en kwaad, elke dag. En die sondeverhaal gaan voort. Met die moord van Abel, wanneer ons deur hierdie venster kyk, hoe dat die nasies begin meer word, en hoe dat al die nasies wat begin meer word, eintlik hulle ontstaan het, vanuit hierdie aaklige vrede. Die mense het begin vermeerder, en soos wat die mense vermeerder het, en die nasies meer geword het, het die boosheid ook meer geword. Verskillig het mense teenoor hulle gewete geword, dat het nou vir ons lyk hier in Genesis 6, asof God hier die hele menslike toetsprogram van hom oorboord wil gooi, en sê weg met al wat mens is. Genesis 6 vers 1, hoe die Here sien dat die boosheid op
en dat die versinsels van die mens hart altyd deur net sleg was, het hy berou gehad dat hy die mens op aarde gemaak het, en het hy besluit om vir hulle weg te vee. Daar was skynbaar een opregte gesin, Noag en sy familie, wat God nog met oorgawe gedien het. En deur bemiddeling van die ark het God hulle behoue laat bly, terwyl hy die res verdelg het, hulle het geslaag nie. En uit Noag en sy familie is daar weer nasies gebore. By die verwarring, die taleverwarring daar van Babel, is hier die nasies oor die hele wêreld versprei. En wanneer hier die venster toeskuif, dan sien ons, dis 'n toestand van boosheid en bedrog, waar die versinsels van die mens hart sleg is, en die mens as het ware vir God sê, Here, ons wil u nie, wil die duiwel, ons wil die sonde doen. God se tweede toetsprogram val aan skerwe, dit misluk. Die mense openbaar deur hulle gesindheid, hulle wil God nie dien nie. Hulle verkrag hulle gewetes, en daarom moes God 'n nuwe manier van toetsing kom vind. En dit bring ons nou na hierdie derde, waar God nie 'n mens, soos in die geval van Adam en Eva, op 'n enkele puntjie wil toets nie. Waar hy ook nie deur die nasies, deur middel van hulle gewete, 'n toetsing oor hulle wil bring nie. Maar waar God nou, by venster nommer 3, wil handel met een enkele nasie, Israel. En hier sien ons, liewe broer en suster, dat God nou handel met een, in plaas van met die mensdom in die algemeen. Ons lees daarvan, Genesis 12, toe hy Abraham geroep het uit Ur van die Galdeërs. En soos wat dit was in die tyd van Noag, was Abraham en sy huishouding skynbaar mense wat God met oorgawe gedien het, en God vind 'n enkele gesin wat hom met waarheid aanbid, en hy lei hom uit Ur gaan die Galdeërs, om vir hom te gaan vestig in 'n land waarin hy wil hê, hierdie enkele nasie, wat hy gaan beskud, wat hy gaan beskerm, moet dan nou die boodskap van God uitdra. Dit moet sy toetsing wees. Hy kies die man, hy kies die land. Deur hierdie nasie wil hy nou op aarde verteenwoordig word. En liewe broer, dat Abraham 'n groot nasie sal word, dat hy tot seën vir die hele wêreld sal wees, en hierdie belofte word herhaal aan Isak, dit word herhaal aan Jakob en aan hulle nasate, en dit was 'n kort tydjie, toe het hierdie nasie begin groei. Ons lees ook met betrekking tot die geskiedenis van Israel, dat hulle omtrent vir 400 jaar in Egipte diens gedoen het. God het hulle daarheen gestuur om hulle voor te berei vir hulle roeping as nasie in hierdie wêreld. Toe hulle moes uittrek, het God sy man Moses gereed gehad, en hulle trek deur die Rooi See, en God bring hulle by Sinai, waar hy die wet vir hulle gee. Sy kode van lewe, soos wat ons dit ken, die 10 gebooie. Dit gee hy nou vir hulle. Hy nou 'n boodskap aan die wêreld uitdra. Daardeur wil hy nou sy heiligheid weerkaats deur hierdie nasie na die nasies rondom hulle. Dit neem vir hulle 40 jaar daar in die woestyn om genoegsaam geloof en gehoorsaamheid op te bou, dat Josua uiteindelik die land van Palestina kon inlei. Maar hierdie metode van toetsing, liewe broer en suster, eindig ook in 'n mislukking. Van die Here, toe hulle in Kanaan inkom, het hulle begin om die land te verontreinig. Het hulle in plaas van om God se heiligheid te weerspieël na die ander nasies toe, het hulle God verlaat en die ander nasies se gode begin aanneem. Jeremia sê vir ons, my die fontein van lewende water het julle verlaat, om vir julle gebarste reënbakke uit te kap, reënbakke wat geen water. Hulle het God verlaat. Hulle die ander nasies se gode, se afgode, het hulle begin dien, en deur hulle lewe te kenne gee, o God, as nasie misluk ons wil u nie dien nie, ons wil die duiwel dien. En tog het hulle gegroei onder die heerskappy van konings soos Saul, Dawid en Salomo. Maar hulle oorlewing was dat die verbondsvolk van God was, omdat God deur hulle iets wou bereik. Maar ons lees in die Bybel, binne 300 jaar is hierdie magtige koninkryk van Israel ook verdeel, die noordelike en die suidelike deel. Die noordelike deel is onmiddellik as gevangenes weggevoer. 150 jaar daarna is die suidelike deel na Babel weggevoer, om daar as gevangenes 'n tydperk van omtrent 70 jaar deur te bring. God se aksie om hierdie volk tot besinning te ruk, dit het gewerk, maar nog nooit weer
het Israel afgode aanbid nie, maar Israel misluk. Israel misluk in sy toetsprogram voor God, en al wat van haar as nasie nog oorbly, is om as instrument daar te dien, sodat uit haar die Messias gebore kon word, en toe uiteindelik gebore word, toe spyker hulle hom vas aan 'n kruis. Ons wil nie hierdie man. En na die kruisiging van Jesus, toe verdwyn Israel van die aardbol af, toe raak hulle verstrooid onder die nasies van die wêreld, en die gordyn van hierdie venster, die derde een, skuif vir ons toe, wanneer ons sien hoe dat God se toetsprogram in Israel misluk. Dit bring ons by die vierde, die voorlaaste. Kyk, God se handelinge nou. Nie meer met 'n individu deur sy gewete nie. Nie meer deur Israel as nasie nie, maar nou deur die kerk van die Here Jesus, deur die individu. Dis die tyd waarin ons lewe, liewe broer en suster. Met die opdrag van die disippels, aan die disippels, ons dierbare Here Jesus, verander God se toetsmetode weer eens. Onthou, die boodskap bly dieselfde. God wil mense toets. Of hulle hom met oorgawe wil dien en ingesluit word by hierdie ewige gemeenskap, sy primêre doel, of uitgesluit word. En vir bykans 2000 jaar is die mens persoonlik besig met die verantwoordelikheid om die openbaring van God, die boodskap van God aan hierdie wêreld uit te dra. Jesus het gesê, ek is die lig van die wêreld, nou is hy weggeneem in die hemel, nou sê hy vir sy kinders, nou is julle die lig van die wêreld, laat julle lig so skyn voor die mense, sê hy vir ons. Elke kind van God moet 'n ligdraer wees, om die lig van Jesus te weerkaats, om sy heiligheid te weerkaats, dat hulle ingesluit kan word in hierdie toetsprogram, om opgeneem te word in die ewige heerlikheid, in die ewige gemeenskap met God. En tog, liewe broer en suster, na 2000 jaar van evangelisasie, vanaf Pinksterdag, het die kerk van Jesus agteruit geboer. Na 2000 jaar van evangelisasie is daar nie 30% van hierdie wêreldbevolking vir Jesus Christus gewen nie. Ja, ook hierdie toetsprogram van die kerk, van die individu, het misluk. Maar God se boodskap is wie ook al wil, kom ontvang die ewige lewe. Hy doen 'n beroep op die mense wil, en die mens kies. Hy sê, ek wil God nie dien nie. Ek wil nie in die ewige gemeenskap met God ingesluit wees nie. Ek wil die duiwel, ek wil die wêreld diensdags. Want die kinders van God uit hierdie wêreld weggeruk word. En hierdie wêreld oorgegee word, om in volle gang na die verderf te beweeg, tot die groot slagting, wat in die Bybel genoem word, die slag van Armageddon. Wanneer die venster ook vir hierdie bedeling toeskuif, dan sien ons 'n mislukte toetsprogram. Mense wil God nie dien nie. Dit bring ons by die laaste venster waarna ons moet kyk. Wat ons betref, dit nog in die vooruitsig lê. Maar wanneer ons deur hierdie venster kyk, is ons nie in die duister om die volle openbaring van God se toetsprogram op aarde raak te sien nie. En dit is die persoonlike regering van Jesus Christus op hierdie aarde. God se 5de manier van handeling met die mens. As die timmermansseun van Nasaret wat aan 'n kruis vasgespijker gaan word nie, dan kom hy as die leeu uit die stam van Juda, die Here van die Here, die Here van die hemel, wanneer hy dan sy koninkryk kom stig. Sy finale toetsprogram gaan kom uitvoer, om finaal vir mense 'n kans te gee, wil julle my met oorgawe dien, of wil julle my nie dien nie? Hoe heerlik is in hierdie tydperk, dan gaan hy al die vorige middele inspan. Hy gaan die nasies deur middel van hulle gewete, in die algemeen gaan hy met hulle handel. Hy gaan deur sy volk Israel, wat hy nou intussen besig is om te herstel, gaan hy gebruik, en hy gaan die kerk, die individu, gaan hy gebruik. Nou gaan almal bondgenote word. Die hele wêreld te betrek by hierdie eind, God se finale toetsing. Dan sal dit die volle openbaring van God se toetsprogram wees. Die vorige mislukkings gaan nou met sukses bekroon word, want hy gaan sy krag, hy gaan sy almag gebruik. Sagaria sê vir ons van hierdie tyd, die wêreld is gevul met die kennis van God, die vloek is van die aarde af weggeneem, die hosannas gaan in die hoogste hemele weer klink. Maar hoekom gaan daar soveel sukses wees? Omdat die duiwel, die verleier, die versoeker van die mensdom in die put gewerp is,
gebind vir 1000 jaar lang. Daarom sal die mense agter God aanbeweeg. Maar die Bybel sê aan die einde van hierdie tydperk van die regering van Jesus Christus, gaan hy vir 'n kort tydperk uit sy gevangenis losgelaat word. En dan gaan hy weer daarin slaag om die mense te verlei. Want wanneer hy weer sy verskyning gaan maak, gaan mense in hierdie finale eindpoging weer 'n keer sê, ons wil God nie dien nie, ons wil die duiwel dien, en gaan hulle by hulle massas agter hom aangesleep word. Die boek Openbaring vertel dit vir ons. Die koninkryk van God is die finale toets. Maar liewe broer en suster, 'n toets wat ook gaan misluk en op mislukking gaan uitloop. Ek sluit af. Diegene wat in hulle leeftyd vrywillig na God gedraai het en verkies het om die Here God met oorgawe te dien en hom lief te hê, slaag die toets van God deur die eeue heen. Die ander word vir ewig verdoem. 'n Mens is 'n ewigheidswese. Maar hy die ewigheid gaan deurbring, is sy vrye keuse. Hy het slegs een lewe om daardie besluit te neem. Hebreërs 9 vers 27 sê, en net soos dit die mens bestem is om eenmaal te sterwe, en daarna die oordeel, die toetsing van die mens, liewe broer en suster, loop telkens op 'n mislukking uit. Wat is dan die bedoeling? Pappe, om vir u en vir my voor te berei, om van aangesig tot aangesig teenoor God te staan, en vir ewig in gemeenskap met hom te kan lewe. Laat u lewe begin routine kry, of u eindelose routine begin sin en begin beteken. Want u staan vanmôre voor die toets in u eie lewe. Is ek besig om die Here God met oorgawe, met alles te dien, of is ek besig om myself of ander te dien? As God vanmôre sy toetsprogram in u lewe sou kom toepas, as hy vanmôre as inspekteur sou opdag, hoe lyk u lewe? Hoe lyk u lewe? Gaan hy van u lewe sê, hierdie man, hierdie vrou dien my, wil dien, met sy hele hart, met sy hele siel, met sy hele verstand? Of word daar van u lewe gesê, hierdie man is besig, hierdie vrou is besig om homself, die wêreld of die duiwel te dien? Mag die Here gee dat u, liewe broer en suster, in die lig van die openbaring van God, deurdat ons na hierdie verskillende vensters gekyk het om sy volle openbaring, u doel en my doel, ons is in die toetsprogram van God ingesluit en God is besig om te bepaal of ons by die ewigheid ingesluit gaan wees, al dan nie. Mag die Here gee dat u oor hierdie toets sal nadink in u eie lewe en sê, Here, ek wil u met oorgawe heelhartig dien, omdat wil dien. Amen. Ons wil vanaand met u praat, liewe broer en suster, 'n baie besondere boodskap oor die feite van die lewe, 'n opvolging op hierdie boodskap om vir u te help om met God reg te kom vanaand om 6 uur. Kom ons dank.